Goeiemôre. Dierbares. Laat ek net vir hom gou inhaak. Ons moet my sak druk. Wat 'n voorreg vanoggend. Ek is so gewoond aan my selgroepie. En dis ons 6, baie keer 4, baie keer in die groepie. En vanoggend toe ons nog ingaan om te gaan bid, dink ek by myself, jy is aan vanoggend min mense in die kerk. En toe ons klaar gebid het en ek kom daar by die kamer uit, jyne, toe begin ek om te rettel. Toe besef ek, jyne, mens kyk baie keer na getalle. Mens is baie keer so uit jou menslike, as jy so, jou mind is net, daar moet baie wees. En nou sê die woord van die Here, waar 1 of 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek. So julle, dis vanoggend vir my 'n groot voorreg, en as ek vanoggend enige iets sê, buite die lyn, wat buite die raamwerk is, dan het jy die grootste vrymoedigheid vanoggend om my te stop. Want ek besef vanoggend die groot verantwoordelikheid wat die Here ons gee om sy volk te bedien. En julle vanoggend gaan ons omvat uit 'n ander engel uit. Ek het ons nou laas jaar toe ons die 7 kruiswoorde gedoen, en nou vanoggend gaan ons hom uit 'n ander rigting uitvat. En my tema het ek nie, is nie op die plakkaat nie, maar as ek my preek vanoggend 'n tema moet gee, dan sal ek vir hom sê, verloop van gebeure. Daar het nie net sommer iets geval op die grond en gesê, nou kruisig ons Jesus nie. Daar was gebeure. Daar het sekere goed gebeur, wat opgegaan het en opgelei het tot by sy kruisiging. So, ek wil vanoggend wegtrek met die eerste skrifgie, en 'n baie streng woord wat die Here op my hart gelê het vanoggend, is dat ons vat hom daar uit Matteus, hoofstuk 26. Matteus hoofstuk 26, en ons gaan hom daar vat, sommer vanaf die eerste versie. Matteus 26 vanaf die eerste versie. Julle, kom ons, maak nie die oë toe, en ons vra die Here om hierdie geleentheid te seën. Ag Here, vanoggend sê ons vir U baie dankie vir wie U vanoggend is. Die seun van die lewende God. En Here, ons staan vanoggend hier met oop harte om te ontvang, Here, dit wat U vanoggend deur U woord vir ons wil sê. U woord is geopen, en Here, ek wil bid vanoggend is dat U vir my agter die kruis sal wegsteek, dat Jesus gesien sal word, Here, deur my lewe, dat Jesus gesien sal word deur elke woord. Here, ons wil bid dat elke woord Heilige Gees inspireerd sal wees. Ons wil ook bid vanoggend dat die Heilige Gees van sitplek tot sitplek sal beweeg vanoggend. Here, dankie vir die kruis. Dankie vir die prys. En dankie dat U vandag in ons lewens is. Ons bid ook vanoggend vir ons kindertjies, Here, wat in die diens sit. Ag Here, dat U woord so op 'n eenvoudige manier, Here, ook hulle sal bereik. Dankie vir U teenwoordigheid vanoggend. Ons aanbid U vir wie U is. Here, en ons het U lief met ons hele hart. Seën hierdie geleentheid in Jesus naam. Amen. Julle is seker nou al op die plek, Matteus hoofstuk 26 vanaf die eerste versie. Julle, en dis die eerste gedeelte wat die Here aan my openbaar, wat die Heilige Gees aan my gee, om dan so vanoggend met julle te deel. Maar kom ons lees, die opskrifie daar sê, die owerstes van die Jode hou sameraad. Nou dit word opgeteken in die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, word dit opgeteken. Elkeen sê dit
Hulle sê dieselfde ding, maar hulle sê dit op 'n verskillende manier. Sommige vertalings, as jy dit lees, gaan jy dit bietjie beter verstaan as jy hom lees. Maar dit kom op dieselfde ding neer in die 4 evangelies. So, hier sien ons dat daar word raad gehou. Ek lees vanaf die eerste vers, van vers 26. En toe Jesus al hierdie woorde geëindig het, sê hy vir sy disippels, julle weet dat oor 2 dae die Pasga kom, dan word die Seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word. Toe kom die owerpriesters en die skrifgeleerders en die ouderlinge van die volk bymekaar. En in die paleis van die hoëpriester wat Kajafas genoem word, en hou saam raad om Jesus met lus gevange te neem en om die lewe te bring. Maar hulle het gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie miskien oproer onder die volk kom nie. Nou julle, Jesus was ten volle, ek wil hê julle moet mooi hoor vanoggend, Jesus was ten volle bewus wat met hom gaan gebeur. Hy was nie omkant gevang, hy was ten volle bewus wat aan die kom is. Nou sien ons dat. Daar word raad gehou, daar word beplan hoe om die Seun van God te kruisig, om hom dood te maak. So daar was beplan gewees. Iets wat vir my uitstaan toe ek so 'n bietjie gaan navorsing doen. En so 'n bietjie gaan kyk wat sê die geskiedenis oor hierdie ou. Hierdie man met die naam Kajafas. As ek lees in die woord van Kajafas, daar kom hier so iets op in my. Net om te dink is dat Kajafas was die hoëpriester. As ons gaan kyk, as ons so 'n bietjie gaan navorsing doen en in die geskiedenis sien ons, hy was 'n hoëpriester met verskriklike invloed op die volk. Sy invloed wat hy gehad het op die volk was enormes. As ons in die geskiedenis kyk, sien ons ongeveer 18 tot 36 na Christus. Is die tydperk wat Kajafas aan bewind was, waar hy in beheer was, waar hy geregeer het. En hy het 'n groot invloed gehad op Jesus se bediening en ook op Jesus se kruisiging. Een man het soveel invloed op die volk. In die geskiedenis word daar gesê, hy het so groot invloed gehad. Hy was bekend daarvoor dat hy die sameswering gelei het om Jesus te laat doodmaak. Belangrike feite oor ou Kajafas, sy rol. Hy was die amptelike hoëpriester gedurende die verhoor van Jesus en het 'n deurslaggewende politieke godsdienstige rol gespeel. So nou wil ek julle moet sien hierso. Politiek het 'n groot rol gespeel. Maar nie net dit nie. Dit was ook baie godsdienstig. Hy het groot invloed gehad, politiek en op godsdienstige vlak. Geen wonder, ons politiek lyk vandag soos die politiek lyk hier. Hoor daar, hy het groot invloed gehad op politieke, in die politieke rigting. En dit word gemeng met godsdiens. Godsdiens maak dood
Kerk, ek het dit al gesien oor en oor, godsdiens maak dood. As 'n mens Jesus het, is dit godsdiens wat ons lewe oorneem. En as godsdiens 'n mens se lewe oorneem, dan loop alles verkeerd. En ek kan vir julle sê, daar was 'n tydperk in my lewe waar godsdiens saak gemaak het. My kerk was my kerk, maar daar was nie 'n verhouding met Jesus nie. Hy is 'n God van verhoudings. Dis verhouding wat saak maak by die Here, nie godsdiens nie. Hy het nie net politieke en godsdienstige invloed gehad nie. Hierdie ou Kajafas het Jesus verhoor, het Jesus se verhoor gelei waar hy valse getuienis gesoek het en gesê het en Jesus beskuldig het van godslastering. Baie groot invloed. So hierdie ou het die hef in sy hand gehad. Hy kon doen wat hy wil. Maar weet julle, hy het Jesus aan die Romeine, aan die Romeinse owerhede, aan Pilatus oorgelewer, omdat die Joodse raad nie self die doodstraf kon uitvoer nie. So hy het begin planne maak. Hoorie, ons kan nie hierdie ding doen nie. Ons moet dit verder vat. Ons moet toestemming kry dat hierdie ou uit die pad uitgehaal word. So groot invloed het hierdie ou gehad. En as ek gaan lees in die geskiedenis, toe ek so 'n bietjie navorsing doen, lees ek dat hulle sê daar was een oomblik toe Jesus voor Kajafas staan. Toe verkrummel hy voor die seun van God. Toe besef hy, wie is die ou, wie is die man wat hier voor hom staan. Julle en dit gaan so diep in my hart en ek sê, Here, hy was toch so naby. Want hy besef wie die seun van God is. En na dit het hy weggegaan van Jesus af en die geskiedenis sê, 'n bose mag neem besit van Kajafas. Sien julle wat gebeur? Kinders van die Here, hierdie woord het eers met my gepraat. En dis asof die Here vir my sê, sien jy wat gebeur? Sien jy wat gebeur? Wanneer jy dink, jy's nog by my. Wanneer jy dink, alles is alright, dan kan die vyand in een oomblik se tyd kom. En hy kan alles omkeer in my lewe. En die een ding wat by my opkom, ons, wat vandag hier sit, moet waak teen ons lewe. Moet waak dit wat ons vandag het. As ons Jesus ken, as ons in 'n verhouding is met die lewende God, moet ons dit beskerm met alles binne in ons. In een oomblik se tyd verloor ou Kajafas wat hy kon gehad het, want hy het voor die seun van God gestaan. Die geskiedenis sê hy het verkrummel. Hy kon dit nie hou in die teenwoordigheid van Jesus nie. Dan sien ons as ons verder gaan in Matteus hoofstuk 26 vers 3 vers 36 sien ons dat Jesus is daar in die tuin van Getsemane en daar's 3 disippels wat saam met hom gaan en Jesus gaan om te gaan bid, uitsluitlik om te gaan die Vader se aangesig soek. En nou het ek so 'n bietjie navorsing gedoen oor Getsemane. Jesus se Getsemane oomblik was toe hy daar op sy aangesig voor die Vader lê. Hy
die Vader se aangesig gesoek. En hy sê, Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker verbygaan. Sien julle Jesus se wil? Maar hy sê, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Julle, absolute gehoorsaamheid aan die Vader. Gehoorsaam tot die einde, tot op die laaste. Getsemane was ook gewees die plek waar Jesus dikwels gaan bid het. So hy het dikwels na hierdie plek toe gegaan om te gaan praat met die Vader. Dis ook die plek waar hy doodvrees ervaar het. Wat het vir hom gevoel het? There's nobody around me. Dis net ek en die Vader. Het jy al daardie tye beleef, waar jy voel, almal rondom jou is weg. Is jy alleen met God? Daar is die oomblikke in ons lewens, waar die Here ons een kan kry. Want tussen mense, gaan hy nie met jou kan praat nie, want die gevoel van die mense, die gevoel van die wêreld rondom ons, maak baie keer dat ons die stem van God, van die Here nie kan hoor nie. So hy vat ons weg na 'n plek toe, waar ons alleen is. En dan voel het ons is alleen op die eiland. En baie keer vra ons en ons murmureer, Here, maar waar is u? Ek trek swaar, Here, dit gaan moeilik. Waar is u? Maar dis dit juis in die oomblik, waar die Here met ons wil praat. Dis die enigste plek, waartoe hy ons sal vat, as hy alleen met ons wil praat. Sodat ons kan stil word in ons hart. Die plek symboliseer geestelike worsteling in gebed en om jou te onderwerp aan God se wil. Weet julle hoe moeilik is dit? En hier staan Michael ook vanoggend voor julle. En daar's baie dae in my lewe wat ek sê, Here, ek sukkel. Here, wat maak ek? Die beste plek is waar die Here ons stil kry, sodat hy met ons kan praat en sodat ons kan onderwerp aan God se wil, aan die wil van die Here, want dit is wat Jesus gedoen het. En dan sien ons met die verloop van die gebeure, Jesus word gevangen geneem. Dit kry ons in Matteus 26, vanaf vers 47 tot 56. Jesus word daar gevangen geneem. En ek lees vanaf die eerste vers, van vers 47. En terwyl hy nog spreek, kom daar Judas, een van die 12, en saam met hom 'n groot menigte met swaarde, stokke, gestuur deur die owerpriesters, die ouderlinge van die volk. En sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom. Een van Jesus' disippels, ou Judas, wat Jesus verraai. En julle, toe ek hierdie skrif lees, sê ek, Here, ek tree ook baie keer op, soos ou Judas. Weet julle wat is so wonderlik van God se woord? Hy praat eers met jouself. Hy spreek eers deur jou lewe. Voor jy 'n woord kan bedien, gaan
gaan die woord eers met jou praat. Die ouderlinge, die owerpriesters, wou Jesus baie graag doodmaak, en hulle het alles in hulle vermoë gedoen, om hom om die lewe te bring. So julle, ek gaan nie alles lees nie, net die feit dat Jesus word nou gevange geneem, en alweer moet hy verskyn voor die Joodse raad. Nadat hulle raad gehou het, is hy deur sy Getsemane oomblik, hy word gevange geneem, en nou is hy voor die Joodse raad. Vanaf vers 59 lees ek. Vers 26, hoofstuk 26 vanaf 59, en die vers sê daar is, en die owerpriesters en die ouderlinge en die hele raad het valse getuies teen Jesus gesoek om hom dood te maak, en niks gevind nie. Hulle het gesoek en gesoek en gesoek en niks gevind teen hom nie. En alhoewel daar baie valse getuies gekom het, het hulle niks gevind nie. Maar op laas kom daar 2 valse getuies en sê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en dit in 3 dae opbou. Daarop staan die hoofpriester op en sê vir hom, antwoord u niks nie. Wat getuig hierdie manne teen u? Maar Jesus het stil gebly en die hoofpriester antwoord en sê vir hom, ek besweer u by die lewende God, dat u vir ons sê, of u die Christus is, die Seun van God. Jesus antwoord hom, u het dit gesê. En dan so mooi, maar ek sê vir u almal, van nou af sal die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Toe verskeur die hoofpriester sy klere en sê, hy het God lasterlik gespreek. Wat het ons nog getuies nodig? Kyk, nou het julle sy godlastering gehoor. Julle wonderlik om te sien, hulle kon niks teen Jesus vind nie, om hom skuldig te laat bevind, om hom skuldig te bewys, moet hulle hom eers skuldig bevind. 'n man word nie sommer in die tronk gegooi nie, hy moet eers skuldig bevind word. Dis onregverdig teenoor die wet, wanneer ons 'n ou net vat en sê, hoorie, hierdie ou het dit gedoen, tronk toe. Hy moet eers skuldig bevind word. Daar moet bewyse wees. Hier sê die woord, hulle het soveel getuies teen hom gekry. En die een was suksesvol nie. En dan sê die woord op laas kom daar 2. En dit was genoeg vir die skrifgeleerdes, die owerpriesters, om hom gevange te neem. Dit was hulle bewyse wat hulle gehad het om Jesus te kruisig, om hom dood te maak. En dan sien ons as ou Jesus weer voor Pilatus, die gouverneur. En weet julle, toe Jesus voor Pilatus kom, toe hy voor Pilatus staan, het Pilatus ook vrae gehad? En iets wat vir my uitstaan daar, is dat Pilatus
Pilatus ook geweet het, dat die seun van die mens onskuldig is. Dat hulle dit doen uit afguns. Want hulle wou met alle mag in gesag keer, dat Jesus nie groot opslag gaan maak met sy bediening en met die siekes wat gesond gemaak word nie. Hulle wou dit met alle mag, wou hulle dit afkeer. En die enigste manier om dit te kan doen, is om hom uit die pad uit te haal. Die enigste manier wat die wêreld vandag gebruik, om ons as kinders van die Here van die pad af te haal, is wanneer hulle vir julle begin klip gooi. En sê, kom ons kyk net, hoe lank Michael gaan hou, op sy pad met die Here. Kom ons gee hom so 'n paar maande kans, en dan kyk ons, hoe lank hy kan hou. En dit is presies die manier, hoe die wêreld vandag werk. Jesus het gesê, die wêreld sal julle haat. Hy het dit gesê, dat die wêreld ons sal haat. Uitsluitlik omdat ons hom dien. Hier staan hy voor Pilatus. En Pilatus het ook die vraag, is jy die seun van God? Pilatus kon niks vind nie. Pilatus staan voor hom. Pilatus vra vir die volk, wie moet ons vrylaat? En die volk skree, laat Barabbas vry en kruisig Jesus. Sien julle die wêreld se manier wat reg is, word baie keer in die wêreld beskou as verkeerd. As jy die regte ding doen, is daar altyd aanslag teen jou, baie keer. Dit is so verkeerd om. Maar sien julle die stelsel waarin ons vandag leef? Ons lewe vandag in hierdie stelsel. En die volk skree, kruisig Jesus en laat Barabbas vry. Hier staan Pilatus. En Pilatus se vrou stuur iemand met hierdie woorde. My man, ek het 'n droom gehad oor hierdie regverdige man. Dit is wat die woord sê. Ek het 'n droom gehad oor hierdie regverdige man. Moet asseblief niks met hierdie man te doen hê nie. Hy is onskuldig. En Pilatus gaan terug na die volk toe. En Pilatus hoor maar weer wat sê die volk. En voor Pilatus is 'n skottel met water in. Hier kom dit julle. En Pilatus sê vir die volk, hierdie man se bloed is van my hande af. En hy was sy hande in die skotteltjie. Om te sê, hy is niks te doen met wat nou, hier vandaan af, gaan gebeur nie. Maar hy kon nie loskom nie, want hy het geweet wie Jesus was, wat voor hom staan. Hy het ook geweet, dis die seun wat voor hom staan, die seun van God. Maar hy sê, ek was my hande in onskuld. Hoe baie keer kom ons hier by die punt? Liewe vriende, liewe gemeente, wat ons sê, nee, ek het nie geweet, die broer het so gemaak nie. Dis presies dieselfde. En baie keer kom ons in hierdie situasie, waar ons ook sê, maar I don't know. En dan sien ons die groot uitwerking. Toe Jesus oorgegee was om gekruisig te word, sien ons hierdie
groot uitwerking. En ons herdenk het nog vandag. Die impak van wat gebeur het, jare terug, herdenk ons nog vandag. En weet julle, baie mense het by die punt gekom waar hulle sê, ek vier nie meer Paasfees nie. Dit het klaar gebeur. Vandag nog herdenk ons dit. Want dit is wat die Seun van God bereid was om vir my en vir jou op te offer. Om sy lewe te gee. Al die gespot aan die kruis. Dis 'n moeilike paadjie. Hy word geteken, bo aan die kruis word hy geteken, Jesus, koning van die Jode. Die moeilikste pad wat 'n mens kon loop in daardie tyd was om gekruisig te word. En dan sien ons dat terwyl hy aan die kruis hang, word hy so gespot en bespot, en dis die wreedste manier wat 'n mens met 'n menslike brein kan aandink, waardeur die Seun van God moes gaan. Maar hy was voorberei om deur hierdie proses te kon gaan. Jesus se laaste woorde aan die kruis: my God, waarom het U my verlaat? Julle, dis 'n oomblik waar hy letterlik ervaar dat God is nie naby nie. Dis 'n moment waar die Seun van God gaan en ervaar hy is totaal en al alleen. Sy laaste woorde. Iets wat vir my uitstaan in hierdie verloop van gebeure. As jy kyk, dan gaan jy sien, die mense het by mekaar gekom, daar was raad gehou. Daar was hy voor die Joodse raad, so daar was gedurig mense in die omtrek. Toe Jesus gevangen geneem word, daar was gedurig, daar was soldate, daar was gedurig mense. Toe Jesus voor Pilatus staan, toe staan mense, hordes. Toe Jesus gekruisig was daar baie mense. En dis die een ding wat die Here in my gees drop. Die gehoor was altyd daar. Die volk was altyd daar. In my en u lewe vandag is daar ook stemme. Die stem van die wêreld is very loud. In my lewe as ek hoor baie keer, julle, ek moet by die Here sit baie keer. Ek moet stil sit om te hoor, Here, is dit u stem? Want die stem van die wêreld spreek hard tot vandag toe. Dis uit en uit die moeite werd om Jesus te dien. Maar die challenge is, hoor ek hom elke dag. Want as ek hom hoor, gaan ek hom volg. En baie keer staan die stem van die wêreld op voor Michael Okkers en daar's 'n blokkasie. Dan is dit vir my moeilik om Jesus se stem te hoor. En ek vergeet baie keer my Getsemane oomblik waar ek kan gaan stil word voor die lewende God en voor die Here lê. Daai geleentheid wat die Here skep. Hoe spreek? Of hoe hard spreek die stem van die wêreld vandag in jou lewe? As jy jou moet meet na aanleiding van God se woord vanoggend. Julle, dis vir my baie keer
moeilik. Hoe hard spreek die stem van Jesus in jou lewe vandag? As jy hom duidelik kan hoor en beleef, prys die Here. Hou vas aan dit wat jy het. As jy nie sy stem kan hoor nie, dan skep die Here ook vandag die geleentheid vir jou om daai stem te kan identifiseer, want dit kos mooi hoor. Ek hoop julle hoor vanoggend wat ek sê, dit kos mooi hoor, of ek Jesus hoor, of wie ek hoor. Watter stem spreek vanoggend harder as Jesus se stem in jou lewe? Sy stem behoort harder te spreek van al die stemme wat ek kan hoor vandag. Ek wil klaarmaak. Die volle prys het hy betaal aan die kruis. Daar's niks wat ons vandag kan bysit of byvoeg nie. Dis klaar betaal, die volle prys. Hy het nie halwe werk gedoen nie, die volle prys is betaal. So ons kan vanoggend, kan ons met hierdie wete, kan ons opstaan en ons kan sê vir die Here, Here, dankie vir dit wat U aan die kruis gedoen het. Dis klaar. Hy is nie meer aan die kruisie. Hy was daar. Hy sit nou aan die regterhand van die Vader. Die volle prys is betaal. Watter stem? Is die stem vanoggend wat hard spreek in jou lewe? En ek wil julle uitdaag vanoggend. Ek wil julle uitdaag vanoggend met hierdie wete. Maak seker dat dit die stem van Jesus is wat jy volg. Want baie dink, hulle is nog by Jesus en hulle is lankal nie meer by die Here nie. Maak seker dat die stem wat jy vandag hoor, dat dit die stem is van die Seun van God. Was dit nie vir die kruisie dat ons niks gehad nie? Was dit nie vir die kruisie sou ons ook hier vanoggend die hoop gehad het om verder te gaan met die Here nie? Die kruis het alles betaal. Daar's niks wat ons kan byvoeg nie. Die kruis het alles uitgewis. As ons vandag Jesus ken en as ons hom vandag dien, dan is dit 'n voorreg van wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. En as daar vandag nog mense is, as daar vandag nog mense hier binne sit in hierdie gebou, dan wil ek jou uitdaag. Kom by Jesus uit, so gou as moontlik. Hierdie wêreld kan vir ons niks bied nie. Dit lyk lekker, maar kom by Jesus uit. Dis my woord vir julle vandag. Die kruis, hy is leeg, maar ons herdenk vandag dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Kom ons bid. Here, ons sê vanoggend vir U dankie.
kruis wat hoop bring. Die kruis wat nuwe lewe gee. En Here, ons kyk vanoggend na U toe, omdat U die volle prys betaal het. Here, dankie vir hierdie prys wat U vir ons betaal het aan die kruis. So baie keer, Here, aanvaar ons as die mens, ervaar ons as kinders van God, dit so van selfsprekend. Dankie vir dit wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Die volle prys is betaal. En Here, as daar vanoggend van ons sit, wat nog nie, Here, U gekies het, as persoonlike saligmaker nie, bid ons vanoggend is dat U, Here, hulle nie sal uitlos nie. Dat U aanhou, Here, met hulle sal, Here, met hulle sal praat, sodat hulle by U kan uitkom. Dankie dat U 'n God is van verhoudings. Dankie dat U ook ons oproep om in die verhouding te kom met U. Sal U vanoggend, Here, hier diep in ons harte, Here, die vrede bring wat alle verstand te bowe gaan. Dankie vir U wat gesterf het in ons plek. Here, wat U lewe gegee het. Ons aanbid U vir wie U is, en Here, ons is lief vir U. En Here, ons begeerte is in hierdie dag en oor hierdie hele naweek, dat U met ons sal praat en dat ons so bewus sal wees van U teenwoordigheid. Word U verheerlik as ons dit bid in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen.